Goeiemôre aan julle almal. Mag dit vir julle elkeen 'n baie geseënde hemelvaart wees. Die fees van Jesus se troonsbestyging. Kom ons word stil. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die aanbidding, die eer en die krag en die sterkte aan ons God, aan ons opgestane en opgevaarde Here Jesus, aan ons trooster wat by ons bly, tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, van die Heilige Gees. Ons gaan vanoggend lees uit Matteus 28, einde van die Matteus Evangelie, vers 16 tot 20. Kom ons bid saam. Here, ons het nog gesing van u hemelvaart. En ook dat u weer gaan kom, Here. En ons dink terug aan daardie dag waar die disippels in die lig opgekyk het na die wolke wat Jesus van hulle af weggeneem het, en dan sê die engele vir hulle, maar hierdie Jesus sal weer kom op die wolke. Hier op hierdie hemelsvaartsdag wil ons opnuut weer in verwagting leef op u wederkoms. Here, ons verlang daarna dat u sal kom en in hierdie stikkende wêreld sal kom nuut maak. Here, die mense is stikkend, verwilderd, verward. Ons dink aan die tyd van die rigters in ou Israel, waar die skrywer meer as een keer sê, daar was nog nie 'n koning en elkeen het gedoen wat goed is in sy eie oë, en dit het sleg gegaan in daai tyd. Here, nou het ons 'n koning, maar nie almal erken u nie en doen wat goed is in hulle eie oë. Here, daarom is ons gekonfronteer met oorloë op verskillende plekke in die wêreld, en oor mense doen wat goed is in hulle eie oë. O Here, wees ons genadig. Ons sien dit in die samelewing van mense hulle self verryk ten koste van die land en sy mense, korrupsie, bedrog, misdaad. En dan bid ons saam met die vroeë kerk, kom weer, Here Jesus, kom haastig. Kom maak nuut ons wêreld, kom maak nuut ons mense, kom weer op die wolke van die hemel. Ons is in hierdie dag so bewus daarvan dat ook die aarde sug saam met ons, want ook die aarde is verwoes, die ekosisteme kan nie meer byhou nie, Here, die natuur is ontwrig, storms
vloede, wat ons land tuister, Here. En dan bid ons, kom Here Jesus, ja, kom haastig en kom maak alles weer nuut. Kom woon onder ons. Kom bring die koninkryk hier op, Here. Op hierdie hemelse Vadersdag is ons meer as ander dae bewus daarvan dat ons 'n wagtende kerk is. Wagtend op ons Here om terug te keer. Dankie vir hierdie dag, Here, waar U ons herinner dat U wel weer kom, net soos U in die hemel opgevaar het. En terwyl U in die hemel is, regeer ons, Here, regeer U kerk. Ons het U nodig. En seën ons ook nou as ons saam is. Rig ons deur U woord. Praat met ons deur die Gees. Ons luister. Amen. Matteus 28. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waar Jesus hulle beveel het om te gaan, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde. Gaan dan na alle nasies toe en maak die mense my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinde van die wêreld. Dis die woord van die Here aan ons vanoggend. Ek lees weer vers 18. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan. Kom ons dink onsself vir 'n oomblik terug aan daai groepie daar. En die Bybel is baie duidelik oor waar die gesprek was nie. Dit in Galilea was, soos Matteus hier skryf, of by Jerusalem op die Olyfberg, soos van die ander evangelies sê, maar daai groepie wat daar staan om vir oulaas van Jesus afskeid te neem voor hy hemel toe is. Jesus het hulle mekaar geroep om 'n laaste woord met hulle te praat voor hy hemel toe gevaar het. En daar staan die disippels in aanbidding voor hulle, en Jesus kyk hulle so deur. Dis die mense wat vir 3,5 jaar lank dag en nag saam met hom was tydens sy openbare bediening. Wat gesien het, hoe hy die storm stil maak, hoe hy vir 'n skare kos gee, siekes gesond maak, wat hierdie wonderlike preke van hom gehoor het, wat sy persoonlikheid beleef het, wat by was toe hy die dogtertjie van Jairus aan haar ouers lewe teruggesorg. Wat by was toe hy die weduwee van Nain se seun uit die dood opgewek het, wat gesien het hoe Lazarus, wat al 3 dae dood is, uit die graf opstaan en uitkom, nog met die grafdoeke so om hom gedraai. Wat beleef het hoe hy
5 brode en 2 visies breek en hulle deel dit uit aan 'n skare van 'n paar duisend mense. Wat gesien het hoe Jesus aan die kruis sterf en hoe hy 3 dae later opstaan uit die dood. En nou staan hulle hier by Jesus. Mens kan sê, Jesus se eerste span. Die 11 wat hy persoonlik gekies het, om sy werk op aarde voor te sit. En as ons na die eerste span kyk, daar waar hulle voor ons staan, sê Mattheus, hulle het hom aanbid. Maar, sê vers 17, party van hulle het getwyfel. Daar was Thomas, wat geweier het om te glo dat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy wil eers sy vingers in die wonde van sy hande en sy sy druk. Daar was Petrus, wat 3 maal ontken het, dat hy Jesus volg. Dat hy selfs vir hom ken. Daar was Jakobus en Johannes, wat op die aand toe Jesus die laaste keer saam met sy disippels geëet het voor hy gekruisig is. Die laaste avondmaal noem ons dit. Wat hy sê dag nog, na Jesus toe gekom het en gesê, as hy eendag aan sy koninkryk kom, wil hulle links en regs van hom sit. Glad nie op dieselfde bladsy as Jesus, wat met hierdie ontsaglike ding wat vroeër lê, moes worstel. Wat hy aan Getsemane gelê en slaap het, terwyl Jesus om die dood worstel, oor die beker wat hy moet drink. Daar was Andreas wat woord en woord kon uitkry. Ag, en so kan ons aangaan. En dis die groepie wat Jesus nou moet groet. Vraag dat hulle sy taak op aarde sal voortsit. Hulle moet die hele wêreld ingaan in die evangelie en die ganse mensdom gaan verkondig. Die beteterde, twyfelende disippels, weifelend kan ons ook sê. Die mens kan dit amper glo nie. Jy wil sê, dit kan nie wees nie. Is dit die mense wat by Jesus bly? Hier aan die einde. Hoe kan Jesus selfs vir 'n enkele oomblik oorweeg om sy taak aan hulle oor te dra? Hoe kan hy die toekoms van sy kerk op aarde aan hulle te vertrou? Aan hierdie beteterde, twyfelende, weifelende disippels. Dit is wat dink ek. Ek dink God sit in die hemel en kyk na wat hier gebeur, hier op die aarde. Met 'n glimlag. Want 'n mens kan nie anders, jy moet maar glimlag as jy die ironie van die oomblik beskou. As jy nie lag nie, gaan jy huil. Maar die Here lag, want hy weet wat 'n groot verrassing op hierdie knoppie wag. Hoe hy gaan verander wanneer sy gees hulle wil kry.
10 dae later op Pinksterdag. Hoe dieselfde Petrus wat bang was vir 'n diensmeisie, voor 'n skare daar in Jerusalem opstaan en verkondig dat hierdie Jesus wat julle doodgemaak het, die Here is. Want dit het ons baie goeie reaksie. Jesus verwag nie van sy disippels om dit op hulle eie krag, op eie inisiatief sy taak voor te sit. Kom ons kyk weer wat sê Jesus hier. Hy sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies. Die een wat alle mag besit in hemel en op aarde. Dis hy wat sy disippels uitstuur. Hulle hoef nie in eie krag te gaan het nie. Hulle moes in Christus se krag gaan. Daarom herinner Here Jesus vir hulle aan sy almag voordat hy hulle uitstuur. Want dis in sy krag wat hulle sou slaag. En om dit verder te onderstreep, sluit hy sy woorde af. Dis sy laaste woorde voor die wolk om wegvat uit hulle gesig. Onthou, vers 20, ek is by julle. Ek is by julle. Al die dag tot die volëinding van die wêreld. Die disippels moes in eie krag gaan en hulle moes ook alleen gaan. Hulle moes gaan in die krag van die Seun van God, die koning van die ganse skepping, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. En hy vergesel hulle. Ek is by julle, sê hy. Daarom kon Jesus die disippels uitstuur, al het party getwyfel, want hy weet, as hulle in sy krag, as hy hulle vergesel, sal hulle slaag. Ek dink partymal as jy aan die hemelvaart dink, dat Jesus nou daar in die hemel sit, aan die regterkant van die Vader, dan kyk hy nou maar daar van die hemel af, wat ons hier op aarde aanvang. Want dis nie wat die Bybel vir ons leer. Jesus is die Here. Hulle sê na sy aardse liggaam in die hemel is hy in sy goddelikheid nog altyd hier by jou en by my. Efesiërs 4 sê, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, en bo alle hemelruimtes uit, alles met sy teenwoordigheid vul. Christus die hemelvaart beteken nie dat hy daar in die hemel sit en wag vir die wederkoms. Dit beteken dat hy tot die hoogste eer verhef is om alles, ook vir jou en vir my, met sy goddelike teenwoordigheid te vul. Sodat hy nie die wêreld teenwoordig kan wees, sodat hy in ons lewens teenwoordig
hy ons kan wees. Ons kan besiel deur ons sy werk kan voortsit. Ons, ek en jy, is nou die Here se liggaam op aarde. Deur ons se liggaam hier op aarde doen hy sy werk. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, sê die Here. Ook vir ons, vir jou, vir my. So, vir julle vra, 'n bietjie om julle rond te kyk, hier waar julle nou langs is. Kyk so 'n bietjie om julle. Sien julle? Petrusse, Johannes, Jakobus, sien julle geloofsreuse wat die wêreld verander het? Binne een geslag, die evangelie tot in Rome gebring het, tot in Spanje. Nou het ek 'n kaart gesien van die disippels en wat van hulle geword het. Almal behalwe Johannes, wat daar in ballingskap op Patmos was. Almal van hulle het 'n martel doodgesterf, maar dit was 'n hele wêreld vol. Tot in Spanje, Thomas was in Indië, so kan 'n mens aangaan, Afrika. So kom ons kyk om ons rond, sien ons geloofsreëse hier sit. Of ook maar mense wat soms twyfel. Gaan kyk by die huis as jy in die spieël kyk. Wat sien jy? Vra jouself af, sal die Here my kan gebruik? Wat gaan jou antwoord wees as jy so in die spieël kyk? Gaan jy sê soos Moses van ouds, nee Here, stuur maar liewer iemand anders. Ek sien nie kans nie. Ek kan nie praat nie. Ek is bang vir die Farao. Ek is die verkeerde ou. Van jy verby jouself kyk. En die Here Jesus, die koning van die konings. In wie se krag jy sal uitgaan. Die een wat ons roep en wil gebruik hier in die wêreld. Die een wat gesê het, aan my is alle mag gegee. Gaan jy hom raak sien as jy in die spieël kyk. Die een wat gesê het, onthou ek is by jou. Die Here Jesus se laaste opdrag op die dag van sy hemelvaart is nog vandag 20 eeue later steeds net so geldig. So tot 21 eeue. God stuur vandag jou en vir my. Al is ons swakke mense, al wankel ons geloof soms, al voel ons soms onwaardig en onbekwaam, want ons is nie alleen nie. Jesus gaan saam. Ons doen dit in eie krag. Die opgestane Here Jesus stuur ons uit. Hy is die een wat ons, soos vir die vroeë kerk, soos vir daai disippels, deur sy Gees verander, bekragtig en bemagtig om sy getuies op hierdie aarde te wees.
So miskien moet jy daar by die huis in die spieël gaan kyk en vir jouself vra, is dit in? Is dit in hierdie plan van God om die hele wêreld te verander? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek moet erken dat ek myself raak sien tussen daai groepie disippels, beteuterd, twyfelend, onseker van myself. Ek vind nie altyd die waagmoed in myself om hierdie opdrag te aanvaar nie. Ek bely dit vanoggend, Here. En ek bid dat U opnuut ook vir my, vir ons elkeen, in hierdie dae sal verander. Opnuut sal aangryp deur U Gees. Om die wêreld, die mense van hierdie wêreld vir ons rekening te neem. Om uit te gaan, wat 'n maniere ons ook al kan, in die omgewing waar ons leef en werk, getuies te wees. Dat U die koning van die konings is, die Here van die Here. Dat U leef, en dat U weer gaan kom. Here, rus ons toe, en gebruik ons. Hier is ons, Here. Ons is gewillig. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Gaan na al die nasies. Kom ons gaan leef in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Here Jesus. Sy krag. Die genade van die Vader.